Nou, hier is 'n paartjie wat ek nou trou, Follow My Eyes. André, moet nou mooi luister. Wie trou nog binnekort? Alright, maar hoor nou hierdie grappie. Gatiep sit op die couch en hy kyk 'n video en skielik skree hy vir die ou in die video: Moenie in die kerk gaan nie. Moenie ingaan nie. Jy gaan spyt wees. En sy vrou vra vir hom: Gatiep, wat kyk jy daar? Hy sê antwoord: ons trouvideo. Dis net 'n grappie. Jy sal nie glo hoeveel huweliksberading doen ek nie. En mag die Here almal help wat nog gaan trou en wel getroud is. Amen. Kyk, kom die amen is sommer spontaan nou hier op. Ons praat oor die beloftes van God, gee my 25 minute. En ek het gevoel ek wil hierdie reeks afsluit met 'n groot klimaks. Kan ek vir jou vra as jy so geseënd is om 'n foon te hê, kyk gou almal, sit hom dadelik nou af of op silent. Ook vir die opnames, dit het groot stering, sit hom maar net gou af. Baie van julle nou lei jou foon skielik en nou skarrel jy, sit hom sommer nou af asseblief. In die boek Josua, volg op die bord asseblief, hier's 'n wonderlike gedeelte. En kan julle glo, is amper 'n jaar terug toe ek met ons nuwejaarsdiens hierdie profetiese woord gedeel het ek hierdie skrif ook gedeel en ek voel ek moet dit weer deel in hierdie reeks, eindig hiermee. Josua 21:45, ek wil jy moet hom hardop saam met my lees, gereed lees. Nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het onvervul gebly. Almal is nagekom. Ek sal al die ondersteuning waardeer wat ek kan kry. Jy weet, ek preek soveel bly, daar is soveel wonderwerke. Jy moes in hierdie week by ons funksies gehoor het, die getuienisse, die werke. Mense wat gered is, verlos is, genesing, soveel getuienisse. Die Here is 'n waarmaker van sy woord. Kom aan, God is 'n goeie God. Maar daar's baie van julle, baie van ons mense wat sê, Here, maar wat nog van die en die en die? En ek sluit nou af hiermee en ek gaan jou so opgewonde maak dat jy gaan aanhou om die Here te vertrou en ek gaan vir jou wys hoe. Want daar's net een manier en dis om in geloof die Here te vertrou. So die Bybel sê al die beloftes vir Israel het in vervulling gekom. Let op, hy sê almal, ek hou van hierdie vertaling, is nagekom. Het jy iets beloof aan iemand? Het jy dit nagekom? Indien nie, moet jy dit gou doen, want anders staan daar tussen jou en daai persoon iets. Dis hoe God dit sien. Moenie iets beloof en dit nie nakom. En Josua is hier op sy einde, baie interessant, hy het die beloofde land in besit geneem, en Moses is toe nou reeds al oorlede, en hy is hier op sy sterfbed, en hoor net wat sê hy. Kom ons kyk gou Josua 23 vers 14. Ek wil hê jy moet saam met my lees. Gereed lees, self gaan ek nou die pad van almal op aarde. Dit beteken ek gaan nou sterf. Hy is nou op sy laaste. Lees, julle weet met julle hele hart en siel dat nie een van al die goeie beloftes wat die Here julle God oor julle gemaak het, onvervul gebly het. Almal het uitgekom. Nie een belofte het onvervul gebly. Kan ons 'n bietjie opgewonde raak oor die woord? Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Is dit nie fenomenaal nie? En ek wil jou so opgewonde maak, want soveel het hulle beloftes gekry hierdie jaar. Maar julle wat sê, ek wag nog. Daar's mense reg oor die wêreld, kinders van die Here wat wag. Ons gaan almal nog wag vir goeie. Maar die goeie nuus is, die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
Die Here het 'n manier, kan ek vir jou iets kragtigs leer vanmôre, hy hou daarvan om jou te laat wag. Die rede daarvoor is, want dis in die tye wat ons geloof leer. Dis in hierdie tye wat ons leer om te bid. Dis ook in die tye wat jy getoets word of jy regtig genuine is. Wat moet ek in Afrikaans sê? Baie dankie, of jy eg is. Want baie ouens is vinnig om te sê, dien die Here so, tot daar een toetsie kom, as sit in 'n gat. Sien hom nie in die kerk nie, depressief. En ons het meegevoel vir mense wat deur 'n dip gaan en wat dalk depressief voel, en ons bid dat die Here jou gesond maak, ons bid dat die Here vir jou nuwe krag gee, maar hoor die beginsel wat ek met jou deel. Almal van ons gaan deur geloofstoetse, almal van ons se geloof gaan getoets word. Jy kan nie sê jy het geloof, as jou geloof nog nooit getoets was. Wat se geloof is dit? Het is maklik om te skree, het gaan goed, as dit net goed gaan. Maar nou kom die toetse, wanneer daar uitdagings is, en die kerk is nou in 'n baie uitdagende tyd. Ons het nou mense nodig wat sê, ons vertrou die Here. Ons het nou mense nodig wat sê, ons gaan staan op die woord van die Here. Kom aan, ek praat weke nou oor hierdie kosbare woord, die beloftes van God. Ons het nou mense nodig wat sê, ons gaan die Here vertrou, al is dit hoe moeilik. Here, elke belofte gaan in vervulling kom. Daar gaan nie een belofte nie in vervulling kom nie. Kan ek 'n amen kry? Draai net na iemand, help my preek, sê elke belofte. Kom aan, elke belofte. Jy moet nie nou met enigiets anders besig wees nie. Die Here praat. Hy soek jou aandag. Sê weer, elke belofte. En ek is hier om jou op te lig vanmôre. Ek wil vir jou sê, jou kinders gaan die Here dien. Kom aan. As ek net 'n paar kan kry wat saam met my stem. Ek wil vir Word and Spirit sê, ons gaan, kom aan, die grootste herlewings sien. Ek wil vir Suid-Afrika sien. Kom aan, ek wil jou opgewonde maak. Ek wil jou bly preek. Ek wil myself lig in hierdie dag, en ek wil vir jou sê, die woord van God is die waarheid. Mense sê baie goed en doen ander goede. Jy het my dit gehoor sê, maar die Here se woord is mos die waarheid. So as jy deur 'n uitdagende tyd gaan, jy's nie alleen nie. Daar's 'n groot gemeente wat vir jou bid en vir jou ondersteun. Ons het almal die Here nodig. En ons het almal mekaar nodig. So Josua hier op sy einde sê, hy herinner die volk, nadat hy dit al gesê het. Ek wil vir julle sê, elke belofte het in vervulling gekom. Nou wil ek vir jou iets leer vandag. Dis waarmee ek hierdie reeks afsluit. As ons kan glo dat wat die Here vir Josua gedoen het en gesê het, die waarheid is, dan sê ons ontvang dit in geloof. Dis nou vir elkeen wat vanmôre hier is, of wat na my kyk nou, of nog gaan luister en sê, maar ek wag nog vir beloftes om in vervulling te kom. Vriend, hier's vir jou groot openbaring. Dit gaan nie net oor die wag nie, dit gaan oor die gesindheid hoe jy wag. Want as jy wag en jy kla, en jy's negatief, en jy's ondankbaar, en is vanuit 'n depressiewe houding, dan wil ek vir jou sê, miskien gaan jy dalk langer om die berg loop. Sê vir jou langs, hy praat met jou, regtig waar, hy praat met jou. Want almal van ons wag, as jy die Here dien, vir lank, soos ek, en hier's mense wat die Here nog langer dien, ek praat van waarlik dien. Ek waarborg jou vandag, luister na jou pastoor, jy gaan nog baie wag. Israel het gewag. Israel het sommer 40 jaar gewag vir sekere goed, omdat hulle ongehoorsaam was. Baie mense bring delays, wat is die Afrikaans? Vertragings. Ons sê nie jy's vertraag nie, ons sê daar's vertragings. Ons noem dit humor. Baie ouens bring vertragings oor hulle self. Luister kerk, omdat hulle ongehoorsaam is. En Israel het oor hulle self 'n vertraging. Jy sien hoekom klink delay beter.
het 'n lei gebring omdat hulle ongehoorsaam was. Moses kon nie die beloofde land ingaan nie, omdat hy ongehoorsaam was. Baie keer as ek daai gedeeltes lees, dan voel ek so jammer vir hom. Hy het dit so moeilik gehad met hierdie hardkoppige volk. Ek bid so baie vir pastoor, dan sê ek, o Here, help ons. Want jy moet 'n kliphard kop hê, maar 'n sagte hart. Harde voorkop vir kritiek, maar 'n sagte hart vir mense. So baie ouens bring oor hulle self die lys. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie introspeksie doen. Die Here met jou praat oor sekere goed en jy doen dit nie. Jy bring oor jouself die lys. En jy gaan leer om te wag, want dis in daai tye wat ons leer om hom te vertrou. En nou, ek wil net nog so 'n paar skrifte met julle deel, want dis hoe ons gaan uitkom by die vervulling van beloftes. 2 Korintiërs 5:7, lees hom asseblief saam met my, lees hardop, gereed lees, want ons wandel, deur wat wandel ons? Deur gevoelens. Want party staan sleg op uit die bed, en dan moet almal deurloop onder hulle. Pastoor ook. Siesman. Hy kritiese gees, kom nie naby my nie. Hy sê ons wandel deur geloof, nie deur gevoelens nie. So vandag voel jy hier, en dan het jy mooi goed te sê. Môre voel jy hier, en dan praat jy lelike goed. Jy bring delays oor jouself. Ten spyte van hoe jy voel, jy moet deur geloof wandel. Dit beteken deur dik en dun. Dis wat ons beloof voor die Here en voor die man van God wanneer ons trou. Gaan nie oor 'n gevoel nie. Ek is nie vandag lief vir jou. Pastoor Japie, hoe lank is julle nou getroud? 55. Wow. Groot genade, né? So jy's nie vandag lief vir haar en môre is jy nie lief vir haar nie. Dis nie 'n gevoel nie. Liefde is 'n keuse. En alhoewel ons baie keer dalk minder liefde voel, moet ons altyd deur geloof wandel. Draai net na iemand anders, ook net 'n paar wakker maak, sê voel net reg asseblief, voel net reg. Ek het 'n wonderlike openbaring terwyl ek op die Here wag. Hy sê al my beloftes het in vervulling gekom. Israel is 'n tipe van die kerk. Die woord is release vir 25, soveel wonders en tekens, soveel getuienisse. Ek wil tog vra dat julle almal dit op die Facebook blad sit. En wat jy doen is, jy gaan byvoorbeeld na vandag of na Woensdag se uitsending, en dan komment jy daar op die gemeente se blad. Skryf jou getuienis. So ons vat hierdie woord vir die kerk, en sê elke belofte gaan in vervulling kom. Ons glo dit. Nou kom ons uit by wat moet ons doen, en ek sluit hiermee. As net een manier, en dis jy gaan deur die geloof moet begin lewe. Anders gaan die gevoelens jou onderkry. En ons sien dit so baie in berading, waar mense word deur hulle gevoelens gelei. Is vreeslik om met so oud te lewe of getroud te wees. Op, af. Party sulke week, want hy voel nou sleg. Nou moet die hele gesin daaronder lê. Daai was verniet vir iemand. So wat jy doen is, jy vergewe dadelik. Jy vergewe onmiddellik. Maak jy nie ook foute nie? Hallo? Ek preek nou goed en julle kyk my so aan. Met ander woorde, sê 'n vrou langs jou, ek vergewe jou by voorbaat al. Ek word nie deur gevoelens gelei nie. Ek kan nie toelaat dat jy, en maak dit nou in jou huwelik, in jou familie, dat jy, daai persoon, my negatief affekteer. Nee, ek is 'n geloofsman. Sê dit saam met my, ek is 'n geloofspersoon. Kom aan, ek is 'n geloof. Nou wil ek vir jou vra, is jy, want jou toetse gaan kom. As daar siekte kom naby jou, wat kom uit jou mond uit? Wat sê jy? Kom ek sê vir jou, die beloftes van God. Ek is genees deur die wonde van Jesus Christus. Halleluja. Teresa, kyk nou, my skat, jy is genees deur die wonde van Jesus Christus.
Elke dag van my lewe bid ek vir die siekes. Elke dag bid ek vir almal. Ek vra die kerk om ook vir jou pastoor te bid. Jou toetse gaan kom. Is maklik om te sê, ek is 'n ou van geloof. Regtig. Tot jy skielik beklei en skielik is daar 'n misverstand. En dan wat dan? As jy vir 'n week sulk en ek gaan hierdie goed met 'n rede sê, of jy kruip weg of jy sit in 'n gat, het jy klaar jou toets gedop. Want dit beteken jy vergewe nie. Dit beteken jy maak oop vir aanstoot, vir bitterheid. Terwyl ons almal foute maak en ons moet almal vergewe. Ekskuus, maar ek wil dit baie mooi stel. Ek wil sê, wie dink jy is jy om so met ander te werk? God moet jou vergewe en mense moet jou vergewe. Ek raas nie, ek bring iets oor wat op my hart is. Maar jy dink jy hoef nie, want jy het nou seer gekry. Ons kry sulke ouens, nee, iemand het my seer gemaak, en sê ek maar, hoeveel keer het jy al seer gemaak? Kom oor jouself. So ons moet deur die geloof wandel, en ek voel, dis al manier hoe ons gaan uitkom by elke belofte, want onthou, daar's baie beloftes wat nog in vervulling moet kom. Ons bid vir Suid-Afrika. Hoeveel van julle stem met my saam, ons vertrou die Here vir 'n ingryping in hierdie land? Almal kan nie net vlug nie. Kyk hierdie uitdagings waarmee ons sit. Wat kom uit ons mond uit, is God se woord. Kom ek, klap die salwing my nou. Alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. Hoor jy, dis 'n belofte. As God dan vir jou is, wie kan teen jou wees? Kom ek gee vir jou 'n paar beloftes. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Kom aan, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Sien? So kan ek aangaan en aangaan. Die Here is my herder, ek kom niks kort. Okay, maar jy sê jy kom op 'n paar dinge kort vandag. Dit is so, maar wat kom uit jou mond uit? Geloofswoorde wat God se woord bely en sê, hy is my voorsiener. Nog 'n belofte, en die Here sal vir my voorsien na die rykdom van sy genade. Amen. As God vir my is, maak dit in elk geval nie saak wie teen my is. Halleluja. Wat het hy gesê? As jy deur die water gaan, kom aan kerk, ek is met jou. As jy deur die vuur gaan, ek is met jou. Dis net beloftes, meer as 7000 beloftes in God se woord. In hierdie feesseisoen, in hierdie vakansietyd, mag die Here ons help dat ons altyd naby aan hom sal bly. Dat hy en sy kerk vir ons altyd prioriteit sal wees. Ek gaan iets hier ingooi wat ek voel Here op my hart geplaas het, en dit is, daar's baie mense wat die Here se tiende nie gee nie, omdat hulle sukkel met vrees. Hy betaal dadelik die huur, maar hy betaal nie God se deel nie. Beteken hy respekteer die landlord meer as God. Ekskuus. Moenie my kruisig as ek goed preek nie. Want wat hou jou terug, behalwe vrees? Tiende is juis om te sê, Jesus, U kom eerste, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, kom aan kerk, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit beteken, jy gee tiende eerste, dis geloof. Nie jy werk jou budget uit en dan kyk ons of daar iets is vir die kerk nie. Is ons geloofsmense, dis hoe die kerk moet wees, dis hoe die kerk moet lyk, geloofsmense, maar ek moet eerlik wees, en ek sê dit met groot liefde, wat met mense werk, duisende beraad, ek sien in soveel sogenaamde Christene nie die geloof nie. En wat ek nou net genoem het, is 'n baie relevante voorbeeld. Want hoe gaan jy op die woord staan en sê, Here, deel met die springkaan, as jy ongehoorsaam is? Pastoor, bid vir my, bid vir my, bid vir my, bid vir my, elke dag! As jy praat oor tiende, dan neem so ou aanstoot. Die kerk praat net oor geld. Jy weet die Bybel sê, lieg nie meer vir mekaar nie. Hy sê dit. Hy sê, want jy die ou mens met sy werke afgelê.
Hy sê, kyk of ek die vensters van die hemele oor jou sal oopmaak. Nou, hoe gaan jy daar kom, as jy nie gehoorsaam is? Hoe gaan jy sê, Here, maar ek is 'n 10de betaler, ek staan op die woord. En as iemand my wil kritiseer omdat ek die woord preek, so be it. Ek was al baie daardeur. Preek nou 33 jaar, my voorkop is kliphard, maar my hart is sag. Ek wil hê dit moet goed gaan met God se mense. Ek wil hê die beloftes in jou lewe moet in vervulling kom. Kan jy amen sê? Ek wil hê jou familie moet voorspoedig wees. Ek wil hê jy moet gesond wees. Ek wil hê dit moet in alles met jou goed gaan. Maar jy kan nie kies, wat is vir jou belangrik en nie. En sodra ons oor geld praat, dan sien ons waar is mense se harte. Ekskuus, maar ek moet dit sê, is baie goed, share hierdie met al jou kinders en bure en almal. Vir baie het geld 'n afgod geraak. Ons baie mense wat nie by 'n 10% bly nie, hulle gee baie meer. Dis 'n hartsaak, man. Ons het een lewe op hierdie aarde. Dank die Here dat ons vanmôre 'n generator het. Daai generator is al R300,000. Cash gekoop, is dit nie 1 sent skuld nie. Hoekom sê jy die goed? Om vir jou net te wys hoe goed is die Here. Alles wat ons het, kom aan, is genade, dis die Here. En hy hardloop, weet jy wat kos dit vanmôre om daai ding te laat hardloop? Maar ons sê vanmôre, die Here is ons bron. Kom aan, die Here is ons voorsiener. Maar as almal gehoorsaam is, sal dit soveel beter gaan. Ons is geloofsmense, moenie laat vrees maak. Kykie, vrees maak dat baie mense ongehoorsaam is. Ek gee vir jou die antwoord. Vrees maak dat jy dinge terughou, dat jy synig is. Want net nou, sê die vyand in jou oor. Sê jy terug vir hom, net nou, bless die Here my groot, halleluja, net nou. Halleluja. Ek profeteer een aand vir een van ons gewers, sy's 'n groot gewer, sy sit hier, sy het 'n mooi hart, en ek hoor die Here sê vir haar, boem! Ander woorde, daar gaan so deurbraak kom vir jou. En sy moet vashou daaraan, maar ek voel ek wil dit oor word and spirit losmaak. Draai net na iemand toe, kyk hom in iemand, sê net, boem! Kom aan, boem! Boem! So party moet net wakker word ook, maar boem! Lig jou aan en sê, Here, elke belofte is ja en amen. Sê ek ontvang dit nou. Hoe? In geloof. Kom aan, praat saam met my, sê ek is 'n geloofsmens. Kyk vir my, terwyl jy praat, kyk, want ek impart. Vang die salwing. Jou toetse gaan kom, sommer nou, môre. Wat se gesindheid gaan jy dan openbaar? Wat kom uit jou mond uit? Baie dop hierdie toetse heeltyd, kan nie verstaan, hoekom kom hulle nie by die beloofde land uit? Ons wandel deur die geloof, Hebreërs 11:1 asseblief, ek wil hom gou met jou behandel. Dis die definisie van geloof. Lees hom saam met my, gereed lees. Die geloof dan is 'n vaste, wat is geloof? So sê saam met my, sê geloof is nie 'n gevoel nie. As jy dit snap, gaan jou baie help. Dis nie hoe jy voel op en af nie, want die duiwel gaan jou baie dinge laat voel. Skud die gevoelens af. Party vrouens is rof sekere tye van die maande. Skud daai gevoelens af. Die Here help elke broer, halleluja. Kom aan, en vice versa. Is nie jou gevoel wat die ding gaan doen nie, is jou geloof in God. En veral in uitdagende tye in Suid-Afrika, wat gaan ons maak? Ons gaan die Here vertrou, ons gaan die Here glo, ons gaan aanhou bid, kom aan, ons gaan staan op sy beloftes. Here, ons gaan nie los, totdat hy ons geseën het nie. En jy gaan bid en jy gaan glo, kykie, totdat die Here jou kom haal. Want jy leef nie net vir jouself nie, jy bid vir jou kinders en jou kleinkinders en jou agterkleinkinders. Nou lig jou regterhand en sê, Here, dankie dat al my kinders u sal dien, almal. Hoeveel van julle glo dit?
So wat is geloof? Lees, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, lees, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. So baie van ons sien sekere goed nog nie. Fisies nie. Maar ons sien dit met ons geestesoë. Ons sê dankie. Vanmôre in die bidkamer het ek vir hulle gesê, sê net dankie, dis geloof. O, ek is 'n dankbare ou, as jy my ken. Ek sê dankie die heel dag. Van die môre tot in die aand, in die nag het ek gebid. Ek sê dankie. Iemand sê, pastoor, ek kan nie lank bid nie. En die Heilige Gees sê eendag van my, dis omdat hulle nie baie dankie sê nie. Want as jy gaan begin dankie sê, gaan jy ook ure bid. In die stort, Here, dankie vir water vanmôre. Prys die Here. Here, dankie vir warm water. As die krag af was by jou, Here, dankie vir koue water. Ek hoop jy stort in alle tye. Stinky Piet. Ons noem dit humor, net vir die wat nou wonder, wat sê hy nou? Here het my gesê, jare terug, bedien sterk met humor. Mense geniet woord baie meer as daar humor is, nê? So jy hoef nie ryk te wees net om lekker te ruik nie. OK. So, en dan sê vir die Here, dankie vir jou hare. As jy nie hare het nie, sê Here, dankie vir my kop. Here, dankie vir my oë. Dankie vir my ore. Wanneer laas het jy 20 geraak? OK, maar net nie iets breek nie. Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê toe op die toilet sit? Mense bel my, hulle maag werk nie, bid. Party ons bel, pastoor, my maag werk te veel, party se maag werk te min. Wanneer laas het jy gehoor van gevalle? Ek bid vir almal, kom by hospitale, waar ouens se maag nie werk nie, vir weke. Ja. So, ek gee vir jou woord, as jy weer op toilet toe gaan, dan sê jy, Here, dankie dat alles so mooi werk. Sien jy? En as jy so geseënd is om toiletpapier te hê, sê, prys die Here vir toiletpapier. So, baie jare gelede, alles is 24 nou vir my en Teresa. 24 jaar by Word and Spirit nou, in my, alles is 24, elke diens. Toe sê die Here vir my, hou die laaste Sondag van elke jaar net 'n dankdiens, en daai dag vra jy niks, jy sê net dankie. As jy kan begin dankie sê, as jy in die bed klim, Here, dankie vir 'n bed, dankie vir 'n dak oor my kop, dankie, 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 dan moet jy nou sien hoe bid jy deur die dag. Dan jy nog eers begin vra nie, jy sê net dankie. Dankie vir my vrou en kinders, dankie vir ons familie, dankie vir Word and Spirit, dankie vir my pastoor, dankie vir u woord, sê net dankie, elke keer as jy eet, dankie. Dankie vir my hart wat klop, kom hou so 'n bietjie hier vas. Dankie vir elke asemteug, kyk gou vir jou pastoor, jy moet hom waardeer hoor, kyk mooi. Het jy geweet, dat daar baie mense is, as min of meer 4 weke oor, maar baie mense gaan nie die nuwe jaar sien nie. Wanneer laas het jy sommer net vir iemand dankie gesê, wat so uitreik na jou? Moenie dit van selfsprekend aanvaar nie. Ons voel baie keer so, kom ek wees deursigtig, ons is 'n familie, en sê ek, praat ek aan my vrou so, sê, ons geniet dit so wat ons doen. Ons baie keer ook lekker om sommer net 'n dankie te kry. Baie keer ook net lekker om net te sê, Jesus, ons waardeer jou. Sien hoe hard werk jy. Ons is almal net mense. Draai gou na iemand en sê net, ek waardeer jou. Kom, sê net vir iemand. Waardeer jou. Want jy het gewoond geraak dat mense sê dit vir jou heeltyd, maar jy doen dit nie graag nie. Maar wat jy saai, maai jy. Hoekom praat ek oor dankbaarheid? Want dis geloof. Here, dankie dat u vir ons gaan help met hierdie kragsituasie. Here, dankie dat u, dat u ons gaan help in Suid-Afrika. Here, dankie dat u ons kinders gaan red. As jy met my, Here, dankie vir finansiële voorsiening. Here, dankie vir herleef. Hoor nou, dis geloof. Hy sê, julle wandel deur geloof, nie deur wat julle sien nie. As ons nou heeltyd moet praat oor die slegte goede, dan gaan ons nou nie 'n verskil in mense se lewens maak.
Want daar's baie slegte dinge. Kom ons bly by die woord. En hy sê geloof is 'n vaste vertroue. Ek sluit af met hierdie 2 punte, skryf dit neer of neem 'n foto. Ontvang wat in geloof? Jou belofte. Kyk gou vir my. Al het jy nog nie die deurbraak gesien nie, dit is op pad, dis geloof. Henry, dit was 'n great punt gewees. Ja. Met ander woorde, geloof is nie 'n gevoel nie. Terwyl ek so wag op die Here in die nag, dis nie 'n gevoel nie. Jy voel nou nie lekker oor jou werk of besigheid. Skud dit af, dis nie geloof nie. Geloof is, die Here kom vir my deur. Ek weet nie hoe nie, maar die Here is met my. Halleluja. Die Here gaan my help. Dis geloof. Is 'n vaste vertroue. So hoe ontvang ons die beloftes? Josua het gesê, elke belofte vir Israel het in vervulling gekom. Weet jy wat is my gebed vir jou? Weet jy wat is my gebed vir my vrou en kinders? Dat voor daardie dag wanneer die Here ons kom haal, dat ek ook soos Josua sal kan sê, elke belofte het in vervulling gekom. Almal is nagekom. Net hy kan dit doen. Wat verwag hy van ons? Geloof. Skud daai gevoel af, daai kritiek, daai negatiewe woorde, stop dit, daai ondankbaarheid, stop dit. Jy bring deluis oor jouself, hoor die woord van God in hierdie plek. Begin weer jou seëninge tel. Ek sluit af hiermee, geloof ontvang nou. Gooi vir ons op die bord, het ek 2 punte asseblief. Geloof ontvang nou. Halleluja. Die ontvang in geloof is al manier. Sê saam met my, geloof ontvang nou. Kyk gou hier, as jy dit kan snap, gaan dit jou help. Wanneer jy onder die woord sit, dan is dit nie miskien of wanneer nie, dis nou. Jou genesing manifesteer dalk nie nou nie, maar geloof ontvang nou. Jou finansiële deurbraak manifesteer dalk nie vandag nie, dis op pad, maar geloof het dit nou ontvang. Geloof kan nie sê môre nie, geloof kan nie sê volgende week nie, dis nie geloof nie. Geloof is in die nou. Dis hoekom as jou pastoor iets sê en jy sê amen, dit praat van geloof, want jy sê, ek vat dit, laat dit so wees, amen. Geloof is in die nou. Jy kan nie sê, dit was nou 'n great preek, en ons sal nou maar sien wat gebeur nie. Jy's vol ongeloof. En as geen wonder daar gebeur niks nie. Geloof sê nie vir die Here, Here, ek weet nou nie hoe jy dit gaan doen nie. Geloof sê net, dankie Here, ek ontvang. Wanneer? Nou. Terwyl ek die saad saai, ontvang jy. Terwyl ek die saad saai, wat gebeur? Word jy swanger? Met wat? Met hierdie woord, met die belofte. En dan gaan die vervulling kom, die baby gaan kom. Halleluja. Sê vir iemand naby jou, jy gaan geboorte gee aan elke vervulling van beloftes. Kom aan, elke vervulling van beloftes. Kan ek 'n amen kry? As nie jy voel nie, skud die gevoelens af. Dis daai gevoelens wat maak dat jy mense so seer maak. Skud dit af. Want ons almal het met gevoelens te doen. Skud dit af. Sê ek is 'n geloofsmens. Ek is 'n geloofsman, ek is 'n geloofsvrou. En as die Bybel dan sê, hier is nog 'n belofte, God is nie 'n aannemer van die persoon nie, dan sê ek, Here, amen, ek vat dit. Dit beteken wat hy vir Josua gedoen het, gaan hy vir Henry doen. Kan julle hoor hoe groot is hierdie woord? Jou kinders, familie, almal moet dit hoor. Kan jy dink jy lê op jou sterfbed? Ek was by hoeveel sterfbeddens by mense. En baie kon dit nie sê nie. Want ek ken die mense. Baie die Here nie eens gedien soos hulle moet nie.
Kan jy dink jy lê as 'n godsman en jy sê elke belofte. Kyk mooi, hy het nie net gesê vir hom nie, hy het gesê vir Israel. God se mense. Kan jy dink hoe wonderlik moet dit wees as jy kan lê voor jy jou asem uitblaas en sê so waar. Hoor in spirit al ons mense. Al my familie, almal, elke kind, elke kleinkind, elke belofte het in vervulling gekom. Kom aan, klap vir die Here, gee hom al die eer. Kom aan, rejoice so bietjie man, kom. Kom aan, gee hom 'n lofoffer. Alright, ek wil hê ons moet iets doen, net voor hulle YouTube afsit. As jy wil sit, is dit reg, maar ek weet nie hoe kan jy bly sit nie, maar as jy kan staan, lig net jou hande op. Dat sê jy vir die Here, Here, ek vat hierdie woord, hierdie reeks met my hele hart. Ek wil hê jy moet iets doen, die Heilige Gees wys my iets. Ek wil hê jy moet jou ongeloof bely. Dis iets waar jy moet redeneer nie, hoor net wat sê die Here vir jou. Bely jou ongeloof. Bely dit. Sê ek is jammer Here, daai vrese. Hy weet presies wat jy dink. Hoekom sal jy jou voordoen vir wie jy nie is nie? En as jy kan vat wat ek vir jou nou gee, as jy dit kan bely, gaan hy jou vrymaak. Ek bid dit self. Vergewe my Here waar ek gevrees het. Here vergewe my waar ek my baie keer so bekommer oor goed. Paulus sê, hy sê ek deel met die daaglikse bekommernisse van die gemeentes. Bely dit. Almal, doen dit nou, bely dit. En nou, kyk vir my nou, lig jou hande nou. En sê, Here, maak my vol van geloof. Kom aan, vol. Wat doen die woord? Die woord bring geloof, die woord was jou denke. Lig nou jou hande, nou wil ek jy moet dit bely, sê, ek is 'n geloofsman, ek is 'n geloofsvrou. En jou toetse gaan kom, sodra jy by hierdie kerk uitstap. Wat jy sê, hoe gaan dit met jou? Geseën, dankie. Ek praat nie al my goed met mense nie. Niks met hulle te doen nie. Jy sê jy gaan deur 'n rowwe tyd. Hoe gaan dit met jou? Geseën, dankie. Hoor jy wat ek jou leer? Wat uit jou mond uitkom, dis wat jy gaan kry. Dis hoekom, as jy bitter is en jy sukkel met aanstoot, hou jou mond toe. Want jy maak mense seer, maak jou mond toe. Want jy kan nie jou mond vertrou wanneer jou hart bitter is nie. Hoeveel van julle glo elke belofte gaan in vervulling kom? Kom. Nou ek wil hê jy moet iets doen. Jy moet die Here begin loof en prys op jou manier. Kom aan, net vat 'n minuut. Begin vir hom dankie sê. Kom aan, jou bediening, jou besigheid, jou werk, jou kinders, kom aan, jou gesondheid. Sê Here, ek vat dit, ek glo dit. Here, dankie vir hierdie woord. Dankie vir geloof. Ek weier om soos die wêreld te wees. Ek weier om soos die wêreld te praat. Ek weier om negatief geaffekteer te word deur mense wat God nie glo nie. Ons is geloofsmense. Ou koortjie wat ons gesing het, geloof wankel nie, vertrou die Heer. Dis 'n wonderlike heerlikheid van God in hierdie plek. Lig jou hande, dan seën ek jou Vader in Jesus naam. Mag elke belofte van U vir ons almal in vervulling kom. Ons sê amen op U ja. Jesus is ons ja. Jesus is God se ja. Die prys is klaar betaal. Ons sê nou amen. So sal dit wees. Here, uit my hart uit gun ek vir al ons mense. En vir elke gewer in besonder, hulle wat gehoorsaam is, wat God vertrou, hulle wat waarlik die Here dien. Maak die vensters van die hemele oop oor hulle, Here. Verras hulle. Ek wil profeteer en sê, mag Desember, want ons kom deur 'n uitdagende tyd, en ek glo hierdie ding nou soek ek 'n paar wat kan skree, 'n paar wat kan jou man van God ondersteun. Mag Desember, Word and Spirit se beste maand wees vir 25. Reg in die vakansie.
Die Here hou van 'n challenge, reg in die vakansie. Draai gou na iemand toe sê, mag God jou verras. Kom, mag die Here jou verras. Neem jou sitplek. Dis heerlik hier. Ek skeep nooit af nie. Jy ken my, jou pastoor skeep jou nooit af nie. Ek wil vir jou vra vandag onder die salwing. Ek kan dit sê. Ek sê partykeer vir die ander leiers en pastore, sekere goede wat ek kan sê wat jy nie kan sê nie. En dit bedoel ek in liefde, want ek is die pa van hierdie huis. Ek wil jou vra, moenie jou gemeente afskeep nie. Hoekom doen jy dit? Ek praat met sekere ouens. Moenie dit doen nie. Jy vat hierdie fantastiese woord wat na jou toe kom om jou te bless. Maak jou hand en hart oop. Sê saam met my, dankie Here, Desember gaan ons beste maand wees. Dankie vir elkeen wat gee, mag die Here jou ryklik seën. Onthou, al is dit vakansie, die verpligtinge, die kerk stop nie, dit verander nie. Is jy met my? Dis juist in hierdie tye waar ons die Here moet vertrou vir nog baie meer. En ek gaan nou met jou die program bespreek. Kom ons neem 'n geseënde offergawe op.